Nou ja, 1000 kilometer op 'n perd, 9 dae. Ek weet nie hoe kry sy dit reg nie. Ons gesels nou met Rangna Roux. Sy was daar in Mongolië gewees en sy het aan die Mongoliese derby daar deelgeneem. Rangna, welkom terug in Suid-Afrika. Baie dankie. Ek is baie bly om terug te wees. Ek wil net graag vir ons kykers voordat ons verder gaan in die gesprek net verduidelik waar het die uitrit plaasgevind in Mongolië. Nou sy is hier in Suid-Afrika, hieronder is sy in Suid-Afrika en dan sy nou al die pad hier opgery en sy is deur gewees, opgevlieg, nee. Ja. Jy het opgevlieg, het jou perd saamgevat. Nee, ouma, ek kan nie my pers saamvat nie. Ek dink ek het te min plek. En dis die ander ding wat ek jou wil sê. So hierdie hele uitrit daar in Mongolië, gebruik julle hulle perde. Ja, ek glo dis deel van die uitdaging om jou horsemanship te toets. Ek sien. So ek wil net vir ons kykers dan sê, so sy het toe nou in hierdie geval, het sy nou, mens kan eintlik sê derde, maar as nie soos vierde, is sy vierde gekom. Maar jy was op 'n stadium voor gewees, is ek reg? Ja, ek het 'n groot deel van die resies het ek voorgery en toe het ek bietjie penalties gekry en toe het ek bietjie teruggesak. Nou wat het jy nou verkeerd gedoen as ek mag vra? Die een meisie het haar SOS gedruk vir mediese hulp en sy het vir my heel alright gelyk maar ek meen na 6 dae, ek weet nie hoe reg hy dink mense nie. En toe het sy haar SOS gedruk en sy het van die perd af geklim en sy het vir my alright gelyk, sy het haar balans gehad, ek en sy het 'n gesprek gevoer en ek het vir haar gevra, is sy alright, kan ek voortgaan? En sy het vir my 2 keer bevestig dat ek mag voortgaan en die reisorganiseerders was nie tevrede daarmee nie, toe kry ek 'n 3 ure penalty. Dit was my eerste penalty. So hoe dit werk dan in julle in die resies is of in die uitrit is julle moet na mekaar kyk. Yes, dit kom eerste. Dit kom eerste. En jy het dit gedoen en alles was reg. Sy het SOS gedruk want sy wou nou kom ons sê uitgaan of het sy hulp nodig? Mediese hulp gesoek. Mediese hulp gesoek. Maar op daai stadium het ek nie gesien hoekom nie. Want sy het vir my alright gelyk. En jy het gesels 'n paar minute. Nee, ja, vinnig, nou nie baie lank nie, maar vinnig. Ja, jy wil mos klaarmaak. Ja, want anders kry ek nog 'n penalty. Omdat ek te laat inkom, dit was naby aan 7 uur. Ek hoor. Ja. So Ranga, net om vir jou te vra is, toe jy nou daar kom, dan kan jy vir ons vinnig verduidelik, hoe werk dit nou? Julle het verskillende punte, perde, waar die perde staan, verskillende, wat noem hulle dit? Stasies. Nou, ek wil graag daai stasies vir ons mense wys. So, hier kan ons nou sien, dis die stasies wat Rangna nou van praat. So, julle dan nou gereis vanaf stasie 1, 2, 3, 4, 5, daar eintlik 'n bietjie verkeerd, maar goed, lyk my, dit kan kus moontlik. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dis hoe julle gereis het, en dis die 1000 kilometer. Ja, dit maak 'n figuur 8 as jy mooi kyk. Okay, laat ons kyk, as ons uitzoom, en ons gaan daar 'n bietjie uit. O, daar is hy so, en dan seker so. Yes. Kom jy weer terug. Ek sien. Rangna, nou, watse perde gebruik julle as julle nou daar ry? Ons gebruik Mongolië se perde eie aan hulle. Ja. Ek dink nie jy gaan iewers anders op aarde weer daai tipe perd raakloop nie. Is daar iets wat hom harder maak of is hy nie is dit nie regtig so rof nie? Ek vra so. Hoe rof is die terrein en alles? Die terrein was regtig 'n uitdaging. Ons kon nie so vinnig beweeg as wat ons wou nie, want die meeste jare maak mense op die 8ste dag klaar. Ons het die 9de dag klaar gemaak. So die terrein was waarlik 'n uitdaging geweest. Maar die perde is gehard. Jy kry hier en daar jou uitsondering wat bietjie meer sensitief is, maar as jy jou ruiterkuns gebruik en mooi kyk na hom, is jy alright. Maar as ons nou kyk gou na die perd-ruiter verhouding, daai verhouding wat julle aanknoop, as jy nou hierso aangery kom, jy stop by 'n stasie, jy spring af, jy gee daai perd in, jy vat die volgende perd, is ek reg? Ja. En dan, hoe lank vat dit vir jou sodat jy en daai perd nou weer bietjie mekaar verstaan? Okay, so ons het perde getrek, so jy het gevat wat jy kry. Aan die begin dink ek ons was te sag met hulle. Jy moet baie ferm met hulle wees. Anders vat hulle, dis soos 'n kind. Jy moet ferm wees.
En So hulle weet al julle kom 1 keer 'n jaar. ek dink so. Ek dink regtig hulle weet hulle as hierdie mense met hulle vreemde rugsakkies kom dan sit hulle 'n show op. Dan moet ons iets doen. Ja. Maar ja, jy moenie vir hom skrik nie. En gelukkig het ek baie goeie voorbereiding gehad by Wiesmanel. Ek het sy Arabiere geoefen en toe voel hierdie perde vir my baie eenvoudig teenoor sy Arabiere. So jy kan 'n pluimpie gee vir die Arabiere. Jy dink die Arabiere kan hulle beter vaar as die Mongolia perde? Ek dink die Arabiere gaan baie vinniger die 1000 kilos kan voltooi as Mongoliese perde. Ek hoor. Wat 'n ander uithouritte het jy in Suid-Afrika al gery? Ek het nog nie die Rocket Race in 2019 gedoen. Uithouritte het hierdie jaar eers waarlik deel geword van my perdrydissiplines. Is dit? So jy het nog eers vir die Smit gedoen nie? Ek het hierdie jaar 'n poging aangewend, maar ek het nie klaar gemaak nie, maar dit was nog steeds vir my 'n baie lekker ervaring gewees. So jy het al die voorsmaakie gehad van waardeur dit moet gaan in terme van die veeartse, die perd se gesondheid, die welstand van die perd en jou eie welstand. Wie het by Forrie Smit wat het by Forrie Smit byvoorbeeld veroorsaak dat jy nie klaar gemaak het nie? My perd het sy been geswik. En toe kon ek nie klaarmaak nie, maar Mongolië om deur 'n wetcheck te kom is die uitdagings baie groter as hier, want ons perde moet 'n pols hê van 56. Dit is hoekom ons al partykeer tot 2,5 km voor die tyd begin instap. En ja, daar in Mongolië is die perde se welstand definitief nommer 1 vir die mense van Mongolië self en die reisorganisers. En sê my, die tipe perd, wat is die tipe karakter, persoonlikheid het hulle? Is hulle sagte, jy het nog gesê, hulle is partykeer so 'n bietjie hard, hulle het so 'n bietjie teruggekom, maar jy moes bietjie sterker met hulle wees. Maar is hulle almal so, of is dit? As jy vergelyk hom met 'n Suid-Afrikaanse ras, die Basotho Pony, die Nooit Gedagts, of die boerperde, waar sou jy hulle sê, pas hulle in? Wel, toe ek hulle die eerste keer sien, het hulle my baie herinner aan die Nooit Gedagte ras. Goed. Maar as jy met hom op die grond werk, moet jy baie sag met hom werk. Jy moet jou aura baie neutraal hou. En as jy op hom kom, as jy het reg kry om te klim, dan is jy veilig. Nou, voordat ons nou verder gaan ek julle net gou 'n videoetjie wys van wat sy nou bedoel het. Goed, hier agter sien ons nou die terrein en ons sien nou die video materiaal. Hierdie was nou 'n kameraman wat nou saam was daar, so as ek reg. Ja. Kyk also, en hier is die paaie. Herken jy die paaie? Die kameraman, ek dink ons almal ry dieselfde paaie nie. Hoe so? Jy moet self navigeer en op ons GPS wat jy sien is waar jy is en waar jy in jou pad is. Dis 'n reguit lyn. So hoe jy daar kom is jou eie keuse. Bo die berg, om die berg of wat ook al. Net so. En hulle het daarom vir ons papierkaarte ook gegee wat 'n baie groot verskil maak. Maar hierdie word nie stadig gery nie, hoor. Ja, maar aan die begin het hulle almal baie krag, maar ek dink nie dis stasie 2 hierdie, ek wou net sê. Nee, al die perde besef nie die afstand tussen die stasies nie. Dis die probleem, ja. So jy trek weg as jy hom nog vars gekry het daar op die stasie. Dan dink daai perd, hy doen gou 'n 10 km reis. Kyk, daar kom hulle. So jy sê hulle het partykeer, jy het so 'n bietjie sportsok gehad. Ja, maar jy moet hom los laat hy spring en dan klim jy. As hy klaar gespring. Kyk, kyk daar. O, daai ou is van hom. So jy het baie interessante uitdagings gehad. Maar hierdie perde, is hulle mak of is hulle nog so 'n bietjie? As jy op hom is jy veilig. As jy hom hanteer op die grond, moet jy baie neutraal wees. En as jy op is, dan kan jy ons eet ons sweeties, ons lees die kaart. Ek maak die kaart oop terwyl ek op die perd sit. Ja. Los is met die teels. Dan gaan ek aan. Baie interessant. Ja nee, kyk nou na die daar sien ek ons het is daar mense wat ek wil amper sê 'n bietjie geval het en nie kon verder gaan nie. Reg. Daar is 'n meisie wat haar gewrig en haar vinger gebreek het. Daar's baie mense wat krippel geloop het. Ek weet nie mooi wat met almal gebeur het nie, maar daar's baie mense wat seer gekry het. Maar in Mongolië, in Suid-Afrika kyk jy jou perd se buikgord 2 keer. As jy hom self vasmaak en voor jy opklim, in Mongolië kyk jy 5 keer. 5 keer? Ja. So my perde weet wat om te maak. Ja, hy druk jy trek vir hom vas en dan vra jy die herder om hom nog stywer te maak. Wat? Dit is hoekom daai meisie met haar saal daar op die grond lê. Sy het nie 5 keer gekyk nie.
Ja, so jy het al klaar weer 'n paar lesse geleer Ja, oor Mongolië. Sê my, en sal jy volgende jaar weer gaan? dis 'n finansiële saak hierdie. Nee, voor ons verder gaan, laat ons net gou vra, Ragna, hoeveel het hierdie oefeningkie jou gekos? Die inskrywing self is $18,000. Dollar, maal met 16 of hoeveel? En ek dink ek moet nou dink Ja. hoeveel nie. So dis al klaar, maal met Ja, 180, nie eens meer as 180. dit is amper is ongeveer 200 en iets duisend rand. R300,000, ja. En dan nou jou voorbereiding self, jou hele storie en dis meer. Hoeveel perde moes jy toe nog verkoop om te kon gaan? Ja, ek was bevoorreg genoeg om die inskrywings uit my eie sak te kon betaal. Ek het wel baie borge gekry waarvoor ek dankbaar is. Dit het my vliegkaartjies en verblyf en sulke dinge gedek. En daarom toerusting hier en daar kon ek ook aanskaf met daardie geld. Is jy lus om van die borge dankie te sê, die wat jy mag? Ek dink dit is te moeilik omdat Te daar moeilik. verskeie is. So baie is. Ja. Maar dit klink vir my asof Sit julle dit stil. geniet het. Vertel net vir my, hoeveel persent van, of hoeveel van hulle was nou vrouens en hoeveel was mans wat gery het? Ons was Was die mans in die minderheid? Ja, ons was Ek kom so agter. 43 inskrywings waarvan 7 mans was. En Ja. die een man het nie begin nie, hy het persoonlike uitdagings gehad by sy huis, so hy het teruggekeer. So daar was toe nou net 6. Kyk, jy het daai dag gehad hulle weer. Nee, dit lyk my maar en dan die Mongoolse mense. Hoe vind julle hulle? Hoe's hulle gasvryheid? En Hulle is regtig baie gasvry. Ek het 3 keer die voorreg gehad om uit te kamp en ek dink as jy die derby doen, moet jy gaan uitkamp net om daardie ervaring te kry. as jy so uitkamp, wat maak dit anders ter hier so? So lyk asof julle nog in die veld is, so ja. Ons is nog in die veld. Wat die verskil tussen 'n stasie en uitkamp is, by 'n stasie is jou perd veilig want jy gee hom terug. Dan is hy nie meer jou verantwoordelikheid nie. As jy gaan uitslaap, dan slaap jy by 'n familie in hulle gur, dit is hulle huisie. En baie van hulle is baie gaaf. Hulle wil nie hê jy moet met die perd werk nie. Dan wil hulle self die perd afsaal, self die perd versorg en water gee en alles. So dan is dit nogal gaaf. En hulle offer tot hulle eie bed vir jou op, dat jy nie op die grond hoef te slaap nie. Ja. Is dit nou die ijsies daar? Ja, dis 'n gur. Daai gurt. Ja. En dan het jy nou lekker daar gegaan. En dan, wat het julle nou geëet as julle nou daar kom? Ek sien julle kry dan bottel water. Drink julle sommer daar in die spruitewater of? Ek dink vir veiligheid vermy jy die spruit. Indien jy in 'n tyd van nood is, kan jy na die spruit toe gaan. Maar hulle het regtig mooi gesorg. Ons het altyd skoon water gehad. En by 'n perdestasie, hulle noem 'n perdestasie 'n oertoe. By die horse station, dan kan jy nou gaan sit en gaan eet en daar's kos en so aan, maar ons het nooit gesit nie. Die reël was jy mag nie sit nie. Vir my dis 'n persoonlike reël. Dis en dan Is jy bang jy kan nie weer opstaan nie? nee, ons moet tyd spaar. So ons het net kos geëet wat in jou sak kan pas. Nou gee gou vir my, jy begin nou vandag. Kom ons sê jy's nou op stasie 4. Jy vat jou perd. Hoe lank ry jy voordat jy gaan stop? Okay, so dit is 'n been is ongeveer 35 kg die reguit lyn. Ja. So ek weet nie. Die reguit lyn. Die reguit lyn is 35 kg. Maar ek het uitgewerk dat jy 1000 km ry en jy ry 9 dae, moet jy oor die 100 km ry. Ja, verseker. Ons jy probeer 120 kg se dag ry of meer. As jy wil voorloop. Ja, as jy wil voorloop. Ja. Maar nou sê jy daai bene is en dan wanneer kom jy nou daai kant uit? Hoe laat staan julle op, het ek so vra? Ek het in die oggende 5:30 opgestaan. Dan moet jy nou, veral as jy uitslaap en so aan, dan moet jy nou jou trekker aansit en vir hulle laat weet jou perd het water en kos en jy moet self eet en sorg dat jou bladder vol water is en jou perd moet gereed wees dat jy 7 uur in die pad kan val en nog een keer kyk hoe lyk jou kaart, laat jy weet waar jy op pad is. En Maar jy het net 'n idee soontoe. Nee, jy moet jou pad beplan. Regtig? Jy moet beplan. Laat jy as jy daar buite is op jou GPS, dan onthou jy ek wou die pad soek of hierdie was my baken of wat ook al jy nodig gehad het om by die volgende stasie. Nou vra jy dan daar by die stasie en die mense om jou te help, die plaaslikes. Mag jy nie. Hulle mag nie. Hulle het vir ons gesê as ons in die verkeerde rigting uitry, gaan hulle net vir ons lag. Dit gaan die aanduiding. Kyk daar sien ek nou hulle het geen, dis hy omtrent ry nie met teels nie.
Nee, dit Lyk asof die teels op die saal vasmaak, het ons saal. Gaan maar net so saal. hulle verskil. Van hulle moet jy maar vashou en van Ek hulle sien kan nou nie daar gemaklik wees. is om teels, ek het maar Ja. net seker nie mooi gekykie. Daar is En die die skape wat jy gesien het en die diere wat daar verskriklik baie. baie. Maar dit is 'n buster tipe ding. Dis soos 'n bok, 'n skaap en 'n koggel alles gemeng daar. Dit en verskriklik groot troppe, baie. Jy kry dit verskriklik baie. En perde staan net oral in die water. Maar dis ongelooflik mooi daar. Kyk daar. Dat dink mense amper aan die Kaap, is dit nie? Mooier. Ek was nog in die Kaap nie, maar daar's plekke wat ek wens mense kon sien wat ek sien. Dan staan jy op 'n berg, dan sien jy net berge en berge. Dan sê ek soos, kan mense net sien waar ons moet navigeer? Ja, ek dink jy almal besef hoe Kyk daar. die uitdaging daarvan nie. Ek kan glo dis uitdaging, maar ek bedoel dit word ook nie eers bewerk nie. Die lande lyk nie asof die landerye of plekke daar bewerk Baie word nie. min. Ja. Baie min. Dit lyk baie pragtig. Ons kyk nou so 'n bietjie hierso net na die video's wat videograwe afgeneem het wat daar was. En daar kan julle nou verder gaan kyk by hierdie webwerwe om meer te kry. So hier agter ons is nou 'n prentjie van die Mongoolse mense wat nou na die perde kyk. Hierdie persoon lyk asof hy so 'n bietjie van 'n ander land afkom. Hy is die hoofveearts. Is hy die hoofveearts. Ja. So hy kyk laat almal hulle werk doen. En nou sê gou vir my net julle as ons nou so kyk, dis nou maar julle ruiters van die ruiters wat nou maar saam bietjie Ek glo poseer. so, ek kan nie almal onthou nie. Jy kan nie almal onthou nie. Partykeer kom jy teen die einde en vra jy, waar's daai een? Dan het daai een al huis toe gegaan as gevolg van 'n besering. Dan het jy Ernstig. nie geweet nie. As jy voorloop, weet jy nie veel wat aangaan nie. Maar ek moet sê Mongolië is ek het nou al van Mongolië gehoor, maar hy's daar so amper of tussen Rusland en China. Ja. Want jy kan sien dit is so 'n bietjie 'n trek van die mense weet na die Chinese se kant toe. En hierso is die veearts besig om na die perde te kyk en hulle staan nou maar seker reg en alles. Vertel vir my wat jy sien, wat maak vir jou sin hierso? Is ook maar nog hulle die spannetjie mense nê. Ja, daai is van 'n vorige jaar. Vorige jaar se foto's. Ja, daai was ook nie ons nie. Ons het nie dit gedoen nie. Is dit? Julle het mooi met julle perde gery. Ja. Julle wil nie hê die mense moet vir julle kwaad word nie. Nee, asseblief nie. Dis jy daai en nou hou jy hierso die vlag vas. Dis ou wat Mongolië se vlag. Ja, Mongolië se vlag. Interessant. En ek het vir hulle gesê my perd mag eet want daai perd het baie goed gedoen vir my. Daai perd het gemaak dat ek die 2 wat in nommer 2 is vang. Werklik. Ja. Sê net gou, vertel net vir ons kykers, jy was voor op 'n stadium, is dit reg? Ja, ek was voor. En dan het jy nou as gevolg van strafpunte het jy toe nou Agter. jy eintlik jou posisie verloor. Ja. Daai oggend het ek wakker geword toe ek 'n uur agter die 2 wat tweede gekom het. En toe het baie mense vir my gesê, Ragna, geniet dit net, wees net rustig, haal die druk van jou af en ek het gesê nee. Hierdie mense gaan weet wie Suid-Afrika is. Of ek hulle nou vang of nie, hulle gaan bang wees vir my. Hulle moet weet. En toe het ons nou, ek het hulle nou nie gevang nie, maar ek het in hulle nek geblaas. En toe ons nou die partytjie gehou het vir na die tyd, toe die een na my toe gekom en toe het sy gesê, hulle was baie bang. Toe sê ek, dis goed. Hulle moet bang wees. Dis waar. Nee, ons wil hom ook vir jou sê van ons kant af, baie geluk met wat jy hier reg gekry het. Het jy geweet hier by die Voortrekker Monument is ook perde? Nee, ek was nog nooit hier nie. Was jy nog nooit hier nie? Nee. Ek dink kom ons vat gou vir Ragna net gou hierso 'n draai, dan wys ons vir jou die perde wat ons hier het. Miskien kan jy 'n ossewa ook so heen en weer net gou trek. Klink my asof jy dit ook sou kan doen. En dan gaan ons jou net gou vinnig hier by die monument net die vooraansig wys. Ons gaan nou nie vir 'n toer vat nie. En dan kan ons miskien hoor of die Voortrekker Monument vir jou wil uitnooi om te sê kom maak 'n draai hierso. Maar dan gaan kyk ons gou 'n bietjie na die perde hier by die Voortrekker Monument. Dankie Ragna. So Ragna, as jy nou na hierdie perdjie kyk en jy sien sy ore wat so plat trek, wat se boodskap stuur hy vir jou? Nee, ek dink hy soek net 'n bietjie liefde en Jy dink so, nee. Hy's net asof hy ons wil kom aanval nie. Kyk hier so, hy lek my aan. Nou sien, hy is nou eintlik lekker bederf al. Seker al die mense wat hier kom. Dink jy is moeg? Nou, dink jy nou hier by die Voortrekker Monument kan hulle hom moeg ry?
Ek dink dis hoekom hy moeg is. Hy's bang ons ry op. Maar kyk hierso, daar's tog nie merk op is van 'n saal nie. Ek dink hy het vandag gewerk. Hy weet maar net hy kom soek maar net 'n bietjie simpatie want hierdie ander net om nou weggejaag van die voerkrip af, né? Ek dink hy voel klaar beter. Hy sien ons gaan nie ry nie. Ja. Hoor hierso en dan jou liefde vir perde, waar kom dit vandaan? Na my pa oorlede is, het my ma ons laat begin perdry om iets van die plaas oor te hou. En ons het net nooit opgehou nie. En van watter ouderdom af ry jy perd? Ja, waarskynlik van 5, 6 jaar af. Soos jy sê, jy kan nie eens onthou nie. Is 'n leeftyd. Jy kan nie onthou wanneer jy nie 'n perd gehad het nie. Ja, dis 'n leeftyd. Dis 'n baie groot voorreg. Korrek. Ek meen baie mense droom daarvan. Ja. Sou jy sê perde omdat hulle is 'n baie verhoudingsgeoriënteerde dier. Sou jy sê dat party perde kan met sommige mense, om dit nou in Engels te sê, klik en met ander mense nie? Ja, verseker. Party mense sal in sy lewe net met party perd sal net met een mens oor die weg kom en dan kry wonderlike perde wat ons almal leer perdry. Ja. Ja. Daai perd wat die kinders leer perdry. Ons het so 'n perd gehad wat ek kon nie met hom regkom nie. Hier kom 'n meisiekind van die hoërskool af en daai perd het net van haar gehou. En sy is hom nog maar weg. want die mense moet ook besef, weet. Ja, soms kies hulle ons. Ja. Soms kies hulle mense. Wat 'n soort perde is hierdie? Sy ma se perd, sy pa se perd. So jy dink dit is boerperde of Nee, kruisras? dis 'n perd. Kruisras tussen 'n Verseker. Okay, maar die Iets kleur, in kruis. die kleur. Chestnut. En die Chestnut. Dalk by. Daai is 'n by. Ja, ons sal maar ek kan ook nie die Engels Afrikaans omtrent onthou vir die weet ken vir daai terme nie, né? En ons ken nie perdry in Afrikaans nie. Is so. Is makliker Perdry is in eintlik 'n Engelse sport. 'n royal sport, ja. Ja. Equestrian. Yes. Daar sê. Hier is ons dan nou hier by die Voortrekker Monument gewees, ons so 'n bietjie met Rangna gepraat. Dit was 'n lekker om jou hier te kon gehad het, om jou so 'n bietjie daar uit Mongolië te kon gekry het. Sy was lekker. O ja, ek wou jou nog gevra het. En bliknerf en daai goeie. Wat so goed. Bliknerf. Ek weet nie wie's dit nie. Sy het nog nie perd gery nie. Sy het nog nie bloot perd gery vir langer as 'n dag nie, klink dit my. O, merke. Nee, ek is ingeoefen. Ek mag nie skaaf nie. Ja, skaaf. Dis eintlik skaaf, ja, skaafmerke, maar ons noem dit ons maar bliknerf. Ek het so baie geoefen, Wiesman het gesê ek mag nie skaaf nie. Maar kry mense nou al klere wat 'n mens aantrek wat dit makliker maak? Ja, ons het spesiale onderklere gehad en Ass Magic. Die produk se naam is Ass Magic. Regtig. Ja, dit is werk wonders. Ek sal dit iets wees wat mense ook in die kleuterskole kan gebruik vir die babatjies se boude. Ek glo so. Nou ja, daar het julle dit mense kry nou deesdae weet jy baie goeie goed wat jou kan help om seker te maak dat jy nie regtig waar so seer huis toe kom na so 'n lang rit nie. Dit is maar lank geweest, 1000 km is ver. Ja, ek dink nog nie ek besef hoe lank dit was nie. Korrek. Ander mense as ek vir hulle kyk, hulle het besef, maar ek het nog nie. Dit is waar en ek bedoel hierso kom sy nou hierso, sy het letterlik vanoggend geland by die lughawe. Ek sou gedink het sy stokflou. Sy sê ouens, ek wil nou hoor ek sy sê vir my sy's op pad huis is vir die volgende perd gaan ry. Verseker gereed. Ja, sy Rangna baie sterkte. Baie dankie dat jy vir ons kom kuier hier by Boer Media en ons kyk uit vir jou wanneer jou naam nou weer genoem gaan word in die volgende ene. Onthou Forrie Smith volgende jaar. Jy moet hom doen en dan Barrel Racing Suid-Afrika. Jy moet bietjie inskryf en kom deel word van Barrel Racing Suid-Afrika en ook Rafstock Rodeo en daai plekke man. Jy kan nie net daar by plaas ry al om die plaas nie. Jy moet bietjie kom kompeteer. Jy's jonk genoeg, jy kan nog lekker kompeteer. Dit sou lekker wees om te kan sê jy kan al daai goede doen, né? Maar ek sal kan. Ek weet. Ja, ek weet. Jy moet net vir jou ek sien jy verkoop ook quarter horses. So quarter horses vir die barrel racing is perfek. En dan ander perde kan jy gebruik. Boerperde kan jy gebruik vir die boogskut en vir die kalfievang. Ja? Jy weet kalfvang. So jy's reg. Sê dit alles. Dankie.